Jerusalem die Olyfberg is deel van Jerusalem. So, onthou Jerusalem is 'n groot plek, maar ons maak in ons gedagtes seksies en die Bybel beskryf dit ook as seksies. So as volg, die Olyfberg is hierdie berg. En die Olyfberg loop al die pad. Hy loop die Mount Scopus, wat ook deel is van die Olyfberg, hierdie gedeelte, en hy loop nog ver af. Julle gaan sien hoe ver hy afloop. Daai kant toe is die Dome of the Rock, presies soos ek nou so wys. Daai kant toe is die Dome of the Rock waar die tempel gestaan het, die eerste tempel, die tweede tempel. So, met ander woorde, ons kyk nou van die ou stad af, hier na die Olyfberg toe. Hierdie is die hoogpunte van die Olyfberg, soos hierdie gedeelte en daai gedeelte. En natuurlik, daai gedeelte is Betanië en Betfage is hierdie gedeelte agter waar Jesus ook tydens sy tydperk, as hy na Judea se streke toe gekom het, het hy nooit in Jerusalem self geslaap nie, maar op die Olyfberg geslaap, en natuurlik het dit glad nie so gelyk daai tyd nie, né? Ja. So die woord van die Here sê, ek het julle in die bus nou begin gereed kry. Het julle geluister in die bus? Ja. Okay. So wanneer Jesus sy voete op die Olyfberg sit, dan split die Olyfberg. Ekskuus tog. Jy moet verstaan of Jesus nou daar gaan staan of waar ook al. Kom ons sê Jesus staan byvoorbeeld op daai punt waar daai hoogtoring is daar. Byvoorbeeld, net as voorbeeld. En Jesus sit sy voete daar neer, dan skuif hierdie gedeelte van die berg heeltemal na die noorde toe. Dit is daai kant toe. Hy skuif heeltemal na die noorde toe. En die ander gedeelte, die suidelike punt, en ek meen dis hierdie berg. Dis nie 'n ander berg nie. Jy staan op die berg waar dit gaan gebeur. Amen. En daai ander gedeelte skuif heeltemal af na die suide toe. Okay, so hoe weet ons waar ons is? Daar lê die Dooie See. Julle kan nou net sien, is 'n mistige dag. Die Dooie See is net hier agter. Mens kan hom gewoonlik sien, maar net nie nou nie. Maar die Dooie See lê, so sien julle daai berge daar aan die oorkant. Sien julle daai berglyn? Dis die berge van Moab en Edom. Edom lê nog 'n bietjie af. So wanneer die Olyfberg gaan skeer, een gedeelte na die noorde, een gedeelte na die suide, Jesus se voete is op die Olyfberg, die berg split, daar's 'n groot kloof wat gaan van die weste, met ander woorde, die ou stad, of die stad van Jerusalem, na die ooste. Ooste is Jordanië. Daai is Jordanië. Daai berge wat jy daar sien is Jordanië. Okay, ons het daar geswem. Nebo is nou 'n bietjie op, maar daai is Jordanië. Maar die Bybel is baie uitdruklik. In Jesaja 63 mag sê hy vir ons wat die volgende, ek gaan dit nou mooi by dit uitkom. Maar dan gaan die volk vlug en die Here gaan vir hulle skuiling gee in Bosra. Bosra is naby die plek wat genoem word ook Petra. Dis hoekom sommiges glo die Jode gaan bly in Petra. Nou ek gaan nie hare kloof oor waar, die Bybel sê hulle gaan in die woestyn bly. Of nou Petra, ek weet dis in Bosra, maar of dit nou in Petra is of reg langs Petra, die Here gaan hulle onderhou. Dis 'n bonatuurlike onderhouding van die Here, net soos wat die Here die Jode onderhou het in die woestyn toe die Jode getrek het uit Egipte land uit op pad na hierdie beloofde land toe. So, dan gaan die Jode vlug en dan gaan hulle daar skuil en daar gaan die Here met hulle stroom. Nou gaan die Here met hulle in die werk gaan. Nou wat gaan gebeur as die Antichrist gaan kwaad wees as die Jode nou vlug deur hierdie groot vallei? Dan sê die Bybel en die draak het iets soos water gespoeg agter hulle aan. Het julle gelees in Openbaring 12 waar hy beskryf dat die slang het waar die draak het water agter hulle. Water verteenwoordig mense. Volgens Openbaring 17 sê hy die waters wat jy gesien het, dit praat spesifiek van die groot hoer Babylon en sovoorts, maar die waters verteenwoordig mense. So die Antichrist gaan sy weermag uitstuur agter die Jode aan om hulle dood te maak. Dan sê die Bybel en die aarde gaan hulle tot hulp kom. Die wie? Die aarde gaan hulle tot hulp kom en gaan sy mond oopmaak. So wat gebeur is, waar het ons van dit gelees al in die Bybel? Onthou julle vir Korag en sy bende toe hulle vir Moses teengestaan het en toe sê Moses kom weg, vat al julle tente weg om Korag en sy bende en almal van hulle, almal wat teen my opgetrek het, vat julle tente weg. En kom ons kyk, as die Here dan my geroep het, dan gaan die Here deur 'n bonatuurlike wyse gaan die Here
dis nou in Exodus, ek dink in Exodus, dis wat die woord van die Here het verduidelik, of dit nou in Exodus of Deuteronomium is daar rond, sê die Here, dat toe kom die aarde hulle tot hulp, en die aarde het sy mond oopgemaak, en Korag en sy gesinne saam met, ek dink is Datan, as ek reg kon onthou die ou se naam was, met sy, het almal afgesink na die doderyk toe. Die aarde het hulle ingesluit. So gaan die anti-kris ook sy magte stuur agter die Jode aan, en die aarde gaan weer eens mense te hulp kom, en die Jode te hulp kom. En bonatuurlik word baie van die weermag van die anti-kris, sal net weg. Hy sal net weg, onder die slukkie aarde. Dis wat jou Bybel leer. Amen. En dan, na daai 3,5 jaar, gaan die Jode, soos ek vir julle verduidelik het, terugkom na Jerusalem toe, en dan gaan hulle Jesus Christus sien. En dan gaan Jesus Christus staan, weet julle dat Jesus het steeds sy wonde in sy hande en sy voete, hoekom? As 'n ewige getuienis vir die prys wat hy betaal het. En dan gaan hulle sê, waar het u hierdie wonde gekry? En dan sal hy sê, in die huis van my vriende was ek so geslaan gewees. En dan sal hulle oor hom rou klaag, soos wat mense rou klaag soos mense rou klaag oor mense eerste gebore seun. So, dit is wat voorlê vir die toekomstige eskatologie vir Israel, gedeelte wat ek nou met julle genoem het. Ook wat gaan gebeur is, na die 7 jaar van verdrukking, dan gaan die slag van Armageddon plaasvind. As Armageddon plaasgevind het, en dit is verby, dan, na dit, die Bybel verduidelik vir ons, dit gaan 'n magtige slag wees. Daar gaan baie lyke lê, baie bloed wees. En dan sê die Bybel, by die Armageddon gaan die Here al die voëls van die hemel versamel, en die Here gaan natuurlik ook gee dat hulle vleis dien as voedsel vir die voëls, né? Die Bybel noem dit die groot feesmaal van God in Openbaring 19. So, wat dan gebeur is, na die 7 jaar van verdrukking ensovoorts, dan kom daar 'n 4de tempel, en min mense weet regtig van die 4de tempel. Die 4de tempel, daar was die eerste tempel wat deur Salomo gebou was, die tweede tempel wat deur Zerubbabel gebou is, en verder 20 jaar voor Christus het die Herodes hom groter gemaak. Gister het julle baie daaroor gehoor. Okay? Het die Herodes hom baie groter gemaak om die Jode te probeer impress ensovoorts, en dit is in daai tempel wat Jesus gewandel het. 70 na Christus is daai tempel afgebreek. Die anti-kris gaan, of kom ons sê, die Jode gaan die 3de tempel bou, maar die heerlikheid van die Here gaan nie daar rus nie. Dis hulle tempel, hulle bou hom, hulle gaan die offers bring ensovoorts, en dit gaan ook net vir 'n korte tydjie duur, dan gaan dit ook afgebreek word. Hoekom? Want Jesus Christus is nie te vind in tempels nie, of in 'n tempel nie. Jesus Christus kom woon sy binnekant, of sy tempel is ons liggaam. En dan gaan, nadat dit gebeur, tydens die millennium, dan kom daar die 4de tempel waarvan jy kan gaan lees in Esegiel vanaf hoofstuk 40. Die Bybel beskryf jou hoe lyk daai tempel. Dis 'n massiehistiese kolossale tempel. En dit is, ek praat van net een van die poorte van die tempel het 'n 25 meter ingang. 30 meter hoog en 12 meter breed, en dis 'n kolosse, net sy ingang, een van sy ingange. Hy het oralste ingange, en nou sê die Bybel, die heerlikheid van die Here gaan die oospoort ingaan, en dan word die oospoort toegemaak, en dat daar nooit weer sal die heerlikheid van die Here daarvan wyk nie. So dis in Esegiel te vind. Nou waar gaan daai tempel staan? Die hele landscape gaan verander, want die gaan 'n paar aardbewings plaasvind. In Esegiel 38 en 39 lees ons van aardbewings, en Openbaring 6 lees ons van aardbewings. Ons lees in Openbaring 11 van 'n magtige aardbewing wat hierdie Jerusalem tref, sodat 'n 10de van die stad vergaan. Hierdie stad vergaan. En daar's aardbewings wat plaasvind, verskriklike, soveel aardbewings dat die Bybel sê eilande gaan verdwyn. In die verdrukking. Om te dink 'n eiland waar daar was, woep weg, as gevolg van aardbewings. Dis die tipe wat voorlê tydens die 7 jaar van verdrukking. En daar gaan ook kernoorlog wees ensovoorts. Hoe weet ons dit? Want Sagaria verduidelik dit. En ek het in my video's praat ek oor dit, en
bewys ek dit, ons weet dit, die Bybel beskryf dit baie vir ons, baie duidelik, woord gebruik net die kern nie, want daai woord het nog nie bestaan nie, maar ons kan sien dat daai tipe oorlog is kernoorlog. So, dit gaan 'n tyd van absolute chaos wees, en Jesus sê selfs, as God daai dae nie verkort het nie, sou geen vlees bly staan het nie, geen vlees bly lewe het nie. So, dan gaan die tempel hierso staan, en dan gaan die water vloei van die berg Moria af, deur die groot vallei, af na die dooie see toe, die dooie see lê na daai kant toe, na die dooie see toe gaan die water vloei, en daai lewende water gaan die dooie see weer lewendig maak, dat voëlsoorte van alle tipe voëlsoorte weer om die dooie see gaan wees, daar gaan riete wees, vissoorte, alle tipe vissoorte gaan daar wees in die dooie see, mense gaan weer uit die dooie see kan lewe, om te dink wat so awesome tyd, so daar gaan 'n kolossale rivier loop na die dooie see toe, en die een gedeelte gaan reguit na die dooie see toe, met bome wat reg langsam afgeplant is, en groei, en dan een gedeelte wat afwyk weer na die Mediterraanse see toe. Hoekom na die Mediterraanse see? Om ek glo die see weer ook gesond te maak as gevolg van al die bloed en die dood en die water wat alsem is, wat bitter geword, en al die varswaterbronne, dis nou die varswaterbronne, maar steeds, ek praat van die water gaan brak wees, die seewater. So, en dit is die tyd van die 1000 jaar van vrederyk, waar die Bybel sê in Openbaring 1 vers 6, dat as jy ware wedergebore kind van die Here is, hy sê, dan gaan ek en jy saam met die Here Jesus heers, as konings en priesters oor hierdie aarde. En tydens die millennium, het gaan daar nog steeds nasies wees, om te dink, die Bybel sê dat ons gaan, ek en jy gaan in daai tyd in verheerlikte liggame wees, maar daar gaan steeds die nasies, kom ons sê nou die 7 jaar van verdrukking eindig, dan wat gebeur nou daarna? Gaan almal net maar ewesklik doodgaan wat oorgebly het? Nee, hulle gaan in die verdrukking ingaan en hy kan repopulate. Verstaan julle? So daar gaan, maar die Bybel sê dit sal 'n vreemde ding wees as 'n kind 100 jaar oud sterf. Tydens daai tyd. Hy sê dis die tyd wanneer die kind langs die put van die adder sal speel en die leeu en die lam sal by mekaar lê. So met ander woorde, daar gaan nie meer karnivoor, maar daar gaan nie meer dood wees. Maar hier kom die ding, Egipte, 'n nasie soos Egipte gaan nog steeds bestaan. Hoe weet ek dit? Sagaria sê dit vir ons, jou Bybel sê dit vir ons. Hy sê, en tydens daai tydperk sal al die nasies moet optrek om die Here te aanbid hier in Jerusalem tydens sy feestydde, sy bepaalde feestydde, gaan ons moet optrek om die Here te aanbid, en dan sê Sagaria, dan sonder hy Egipte uit, dan sê hy, en as Egipte nie wil optrek nie, dan kry daai land nie reën nie. Okay, so asof jy al klaar vooruit sê, ek waarsku vir julle. Okay, so hy sê, as 'n nasie nie optrek nie, tydens daai tyd nie, dan kry julle nie reën. Die Bybel sê, dit gaan 'n tyd wees wanneer elkeen sy eie stukkie grond het. Elke man, every man shall sit underneath his own tree, and have his own vine. En elke mens sal in vrede lewe. Ons gaan nie meer hoef grendels te hê ensovoorts. Ons gaan nie meer hoef te bekommer nie. Dis 'n tyd van absolute vrede. En na die 1000 jaar van vrederyk, sê die Bybel gaan die Satan, want onthou, tydens die 1000 jaar van vrederyk, waar is die Satan? Gebind in die hel. Is hy met kettinge. Die Here doen nie eens moeite om die Satan te gaan bind, hy stuur 'n engel om die Satan te gaan bind. In die lake of fire. En hy gaan bind die Satan, daai engel gaan bind die Satan in die lake of fire, waar die antichrist en die valse profeet ook is. En natuurlik, na die 1000 jaar word die Satan losgelaat vir 'n kort tydjie. En dan gaan hy weer uitgaan in daai kort tydjie. Dan gebruik jou Bybel die woorde uit na die Gog en die Magog, met ander woorde die uithoeke van al die nasies toe, gaan hy uitgaan. En hy gaan hulle mislei. Dan gaan daar steeds, nie ek en jy nie, want ek en jy gaan 'n verheerlikte liggame wees. Hy praat van daai nuwe mense wat die aarde populeer. Gaan mense nog steeds kom. Hy gaan dit reg kry om mense te mislei, om te sê, julle is nou onder die heerskappy van Jesus Christus. Wie van julle is moeg om net na Jesus te luister en nie julle eie reëls te wil volg en so voorts nie. En dan gaan hulle almal teen die geliefde stad optrek, sê die Bybel. Om hierdie stad gaan daar steeds mense kom, en die Bybel sê,
Maar dan gaan die Here gaan nie eens moeite doen om af te kom om 'n geveg. Hy sê, dan gaan dit vuur uit die hemel uitkom. Poep, dood. En dan het Johannes op 'n hoë berg gestaan, toe sê hy, toe sien ek die geliefde stad, wat van God uit die hemel neerdaal, die nuwe Jerusalem. En dan gaan hy aan beskryf hy die boom van die lewe wat daar is, ensovoorts. En dit is tydens na die millennium, wanneer die ewigheid aanbreek. En dan beskryf hy die Bybel vir ons 'n bietjie daarvan, en dan sluit die Bybel af. Is dit nie awesome nie?